Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons begin vandag 'n nuwe reeks getiteld Terwyl ek wag op my beloftes. En ek seker dis iets waarmee elke gelowige kan vereenselwig. En daar's moontlik sommige van julle wat soos ek en Ina huidiglik in 'n seisoen is waarin jy voel dat jy weet dat jy 'n belofte van God het, maar dit voel vir jou asof God besig is om jou belofte uit te stel. Of nog erger, dat jy begin twyfel dat die belofte gaan realiseer, want niks lyk of dit werk nie, maar inteendeel lyk dit of alles in die teenoorgestelde rigting beweeg is wat jy geglo dit gaan doen. Ek wil net heel eers begin deur te sê, wees baie versigtig vir jou gevoelens. Jy kan nie jou gevoelens vertrou nie. Gevoelens verander soos die wind. Vanoggend waai hy saggies die kant toe, maar teen vanmiddag is dit 'n stormwind in die teenoorgestelde rigting. Moenie jou gevoelens vertrou nie. Daar's slegs een in hierdie lewe wat jy kan vertrou en dit is God en sy woord. Die woord van die Here kan nooit en sal nooit ooit verander nie. Want God kan en sal nooit verander nie en hy het sy woord gegee as die enigste waarheid in hierdie lewe wat ons kan vertrou. So terloops, wat is die verskil tussen waarheid en feite? Feite kan verander, en die enigste ding waarvan jy kan seker wees van 'n feit, is dat dit sal verander. Vandag is dit 'n feit dat melk baie goed is vir jou, en môre is daar nuwe feite wat bewys dat melk baie sleg is vir jou. Dis dalk 'n baie eenvoudige voorbeeld, maar dis hoe feite kom en gaan. Daar's bykans elke week nuwe bevindinge wat laasweek se bevindinge verander. Maar waarheid daarteen kan nooit verander nie. Anders was dit nooit waarheid om mee te begin nie. As iets vandag sou waarheid wees, maar môre kom ons agter dat dit nooit waarheid was nie, dan was dit nooit 'n waarheid om mee te begin nie, dan was dit 'n leuen. Ek hoop dit maak sin vir jou. Waarheid is nie waarheid totdat dit verkeerd bewys word nie. As dit verkeerd bewys kan word, dan was dit nooit 'n waarheid om mee te begin nie, dan was dit nog altyd 'n leuen. Maar die woord van God is waarheid, want dit kan nooit ooit verander nie, en dit sal nooit ooit verander nie, en niemand kon nog ooit die woord verkeerd bewys nie. Baie het al probeer, dis verseker. Dis nie 'n kwessie van die waarheid van die woord is nog nooit aangeval en bevraagteken nie. Baie het al probeer, maar nog niemand was suksesvol nie, want jy kan nie waarheid verkeerd bewys nie, dit is waarheid. En dit moet vir ons as gelowiges verskriklike goeie nuus wees. Want wat die woord 2000 of selfs 4000 jaar gelede gesê het, is vandag nog steeds waar. En jy beter glo dat dit is, want die ganse heelal is geskep deur die woorde van God. En dit word onderhou deur die integriteit van daai selfde woord. As God vandag sou lieg of selfs net in die geringste onregverdig sou wees, dan sou dit sy woord se integriteit verander, en dan sou die heelal in 'n oogwink vergaan, want die heelal se bestaan is daarin dat God se woord waar en betroubaar is, en dat God regverdig is. So moenie jou gevoelens vertrou nie. Vertrou God se woord. As God deur sy woord vir jou belofte gegee het, dan kan jy op daai belofte staat maak, en jy kan jou lewe daarvolgens inrig, want dis die waarheid. En dit kan nie, dit mag nie, dit sal nie verander nie. Kom ek gebruik 'n paar van die basiese van God se waarhede uit sy woord, net om iets vir jou te verduidelik. God is liefde. Dit staan so in sy woord. Ek het dit nie opgemaak of uitgedink nie, dit is sy woord. 1 Johannes 4 vers 8 sê dit ook so uitdruklik. God is liefde. Maak dit saak of ek so dink of nie? Maak dit saak of ek ja of nee stem as iemand my vra of ek dink God is liefde? Bepaal my omstandighede of God liefde is of nie? Nee. My omstandighede mag dalk my gevoelens affekteer, en dit mag my persepsie van sy liefde affekteer, maar my gevoelens en persepsies is nie waarheid nie. Die woord sê hy is liefde, en dis dit. Dis nie oop vir 'n debat of redenasie van gevoelens nie, dis die waarheid en dit sal nooit ooit verander nie. God is liefde. My volgende voorbeeld is oor God se wil.
Nou hieroor kan ons vreeslik baie debatteer, ek wil net hier by een vers uitkom. Uit 2 Petrus 3 vers 9 sê hy, die Here vertraag nie die belofte, en hierdie belofte wat hy hiervan praat, is die belofte van sy wederkoms. So hy sê, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige van ons moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis God se wil dat almal tot bekering moet kom. Kom almal tot bekering? Nee, daar's duisende mense wat vergaan. Maak dit God se woord 'n leuen? Absoluut geensins glad nie. God is almagtig, maar hy kan en wil en hy sal my en jou nie forceer om iets te doen wat ons nie wil doen nie. Hy het vir jou eie vrye wil en jou eie vrye keuse gegee om hom te kies. Hy staan wel by die deur en hy klop, maar ek en jy en elke mens daar buite het ons eie vrye wil en keuse om oop te maak of om ons deur toe te hou. En tragies soos dit mag klink, weet ons dat miljoene mense kies om nie oop te maak nie, om nie ja te sê nie. Verander dit die waarheid dat God wil hê almal moet gered word? Nee, dit bly die waarheid van sy woord en sy wil, maar dit bevestig ook die waarheid dat hy aan ons elkeen ons eie wil gegee het, om vir onsself te besluit en vir onsself te kies. Want liefde sou nooit volkome wees, as ons nie die keuse kon maak, om hom terug lief te hê, vir sy liefde wat hy eers aan ons bewys het nie. Liefde word dan volmaak en volkome gemaak, wanneer dit teruggegee word. Wanneer haar liefde is wat teruggaan, na die een wat oorspronklik lief gehad het. Ek hoop dit maak vir jou sin. Maar ek wou net graag vir vandag hierdie fondasie lê, dat God se woord die absolute waarheid is, en dat sy woord vertrou kan word, maar daarenteen ook dat ons gevoelens glad nie vertrou kan word nie, en dat ons ervarings en omstandighede nie die waarheid van sy woord bepaal nie. Môre begin ons dan kyk na voorbeelde in die woord van beloftes wat vertraag of uitgestel word, en verskillende mense se verskillende reaksies hierop. So ek hoop jy gaan môre weer by ons aansluit, dat ons aangaan met hierdie reeks. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord die absolute waarheid is, en dat ons aan u woord kan vashou, en ons kan aan u beloftes vashou, want dit kan nie en dit sal nooit verander nie, want u woord is waarheid en waarheid kan nie verander nie. Dankie Here dat u die een persoon in ons lewe is, wat net absoluut dieselfde bly, wat nooit verander nie, wat ons kan vertrou, waar ons kan vashou, en dat u kom en vir ons sê, u is ons God, en ons vriend, en ons vertroueling, en u is die beste pa wat ons nog ooit gehad het. Aan u al die lof en eer tot in ewigheid. Amen. Geliefde, as jy dalk bietjie meer oor ons bediening wil uitvind, is jy welkom na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za, of as jy dalk na van ons vorige boodskappe wil luister, onthou al hierdie boodskappe is op Spotify, jy kan daarna ons gaan soek onder In Jesus Bybelstudie. Onthou net, In Jesus is een woord. En onthou in hierdie week wat voorlê, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.